Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is Psalm 103 vers 2. Loof die Here, o my siel, en vergeet geen van sy weldade nie. Dawid se oproep om God se weldade nie te vergeet nie, is 'n herinnering, maar is ook meer as 'n herinnering. Dit is 'n uitdaging om doelbewus te leef met 'n bewussyn van God se teenwoordigheid en sy werk in ons lewens. Dis groot as ons dit kan snap en met dit kan lewe, verander ons lewe eksponensieel. Dit word groter wanneer ons met hierdie bewussyn kan lewe. Dawid herinner ons dat lof en herinnering hand in hand gaan. Wanneer ons onthou wat God vir ons gedoen het, word ons harte gevul met dankbaarheid en lof. Hierdie herinnering is nie net 'n emosionele reaksie nie, dis 'n geestelike dissipline. Dis 'n manier van lewe. 'n Lewe met 'n diep bewussyn. As ons na Bybelskrywers kyk en die mense in die tyd van die Nuwe Testament, sien ons dit as die een groot ding. Baie van hulle ongeskoolde ouens, maar met 'n diep bewussyn. En hoe God se werk deur hulle gemanifesteer het en net groter en groter geword het. Met hierdie reis saam met God. Heeltyd bewus van wat God doen, wat God gedoen het en wat God nog gaan doen. Iemand het eendag gesê, die grootste vyand van dankbaarheid is vergeetachtigheid. Hoe waar is dit nie? Ons raak so vasgevang in die gejaagde tempo van die lewe en die eise van ons dag tot dag verantwoordelikhede, dat ons dit mis. Ons kan gekaap word met ons bekommernisse, omstandighede, ons verknogthede, dat ons vergeet om stil te staan en terug te kyk. Wanneer ons vergeet, loop ons die risiko om van God se karakter te vervreem. Onbewuslik natuurlik, ons doen nie hierdie goed bewuslik nie. Onbewuslik kom ons dit nie eens agter nie. En terugkyk beteken nie ons lewe in die verlede nie. Nee, ons lewe in herinnering. Wanneer jy dit beleef, onthou jy nou vir waar jy is en wat jy nou doen. Deur te onthou, het ek ook hoop vir die toekoms. So onthou vat my nie net terug na die verlede toe nie, maar na elke aspek en fase van my lewe. Die bekende storie uit The Lion King illustreer hierdie waarheid, wanneer Simba van sy roeping vergeet, wanneer hy vergeet waar hy vandaan kom, vergeet wat hy voor geroep is en bestem is voor. Herinner Rafiki hom aan sy vader se woorde, remember who you are. In ons geloofslewe sê God dieselfde vir ons, onthou wie ek is, en onthou wat ek vir jou gedoen het. Onthou, weet wie jy is, remember. Wanneer ons onthou, versterk dit ons vertroue in God en maak dit ons harte oop vir sy werk in die hier en nou. Iemand het gesê, die hele Ou Testament kan opgesom word in een woord. Onthou. Remember. En hierdie is 'n bewuslike herinnering en dit word die fundament in 'n lewe van aanbidding. Wanneer ons doelbewus tyd maak om oor God se dade in ons lewens na te dink, gebeur daar iets met ons. Daar skiet goed op in ons lewe. En een van die groot goed wat opskiet, is dankbaarheid. Dankbaarheid om te weet, maar dis God wat dit vir my doen. Dis God wat dit vir my is. Dis nie ek nie. Die fokus skuif. Dawid herinner ons dat die proses van onthou nie toevallig gebeur nie. Dit vereis doelbewuste praktyke en rituele wat ons help om God se goedheid in ons lewens raak te sien en te vier. Die vraag aan myself, hoe herinner ek myself? Ek word uitgenooi om gereeld terug te kyk en in plekke in my geloofsreis te identifiseer. Oomblikke waar God se hand duidelik sigbaar was en praktyke neer te sit om my te help om dit meer duidelik en gereeld te sien. In die wêreld van tegnologie, wat dit net so meer en meer vorentoe gaan, kan ons nie anders as om herinneringe of reminders op ons fone te sit nie, op ons rekenaars, op ons kalenders. En dit herinner ons aan 'n klomp goed wat ons moet doen. Net so is hierdie
'n nodige praktyk om ons te herinner. Ons moet stil staan. Ons moet terugkyk. Ons moet vorentoe kyk. En dit gebeur alles in die praktyk van refleksie. Die Bybel is nie 'n resep, of God is nie 'n resep nie, maar daar's rituele en praktyke wat ons help om nie te vergeet nie. Dis nie 'n resep nie, dis 'n manier. Dis 'n manier om ons te help. Dinge soos dagboek hou, om te getuig van God se goedheid, so ek sê dit. Of net deel te neem aan nagmaal wat dien as herinnering aan sy genade, is iets prakties wat my help om te onthou. Iets prakties is dalk om te begin, elke dag deur een ding te onthou waarvoor ek dankbaar is. Ons het 'n manier in groepe of in kringe om te hoor, waar is jy en wat is jy voor dankbaar? En daai help jou om net daagliks en in baie ontmoetings net eers stil te staan by wat gaan regtig in my lewe aan? Wat is die goed wat in my lewe gebeur wat ek baie keer onbewuslik verbygaan? Begin elke dag dit een ding te onthou waarvoor jy dankbaar is. Skryf dit neer. Dalk aan die einde van die dag vra, waar het ek vandag God se weldade gesien? Is dit nie so dat as ons intentioneel stil staan by iets, of my gedagtes moet draai na iets spesifiek, dat ek dan helder oomblikke kry van wat ek moet onthou nie? Dalk 'n ander praktiese manier is om 'n getuienis met iemand anders, met iemand te deel, oor wat God onlangs in my lewe gedoen het, en soos jy dit onthou, hou jy dit nie net vir jouself nie. Ons is saam op reis, en ons onthou saam, dit wat die Here vir ons doen. En vandag, as ons so terugdink oor ons lewe, wat is daai een ding wat ek vandag kan terugkyk na, kan onthou, dankbaar voor kan wees, en met daai stuk goud vorentoe kan gaan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike voorreg het ons nie om saam met U te reis nie. Help ons deur die Gees om 'n diep bewussyn te hê van dit wat U doen en wat U is in ons lewens. In Jesus naam. Amen.